Nou, dit is so lekker om elkeen van julle te sien en om die nuwe week so saam met julle te kan begin. Ek weet nie of jy gisteraand na ons president geluister het nie, maar ek weet mos nou al hoe dit gaan. Baie mense luister nie eers meer nie, hulle wag maar net vir die sosiale media om hulle te vertel wat aan die gang is, maar ons is op 'n aangepaste level 4. En ek dink vir verskillende van ons is dit 'n moeilike tyd, die tyd waarin ons nou is. Vir party van ons is dit moeilik omdat ons geliefdes het wat siek is tans en in die hospitaal is en op 'n ander manier die realiteit van hierdie virus beleef omdat hulle baie siek is. Ander van ons is dalk in ons dag tot dag lewe baie uitgedaag oor ons fisiese inkomste. Ek dink byvoorbeeld aan restauranteienaars veral vanoggend en mense wat werk by restaurante en kelners is en werk op tips en daai tipe van goeders. Dit is 'n groot uitdaging wat ons in die gesig staar. En dan ook in ons eie oesterfees en Nysna het ons die oesterfees beplan en ek dink jy vra soos ek, okay, so wat gaan nou daarvan word en gaan mense steeds kom deelneem? Is dit 'n goeie ding dat daar soveel mense kom? So ons is met baie vrae gelaat. Ons is in 'n baie warboeltyd, dalk veral omdat ons weet wat om te verwag. Maar gelukkig weet ons ook wat om te verwag in terme van hierdie virus, wat dit die derde keer is wat ons hierdeur gaan, derde vlaag is. Ons weet daar's 'n ander kant. Ons weet die infeksies neem uiteindelik weer af. Ons weet dat sosiale afstand tog 'n verskil maak. En ons weet dat hoe beter ons by die reëls hou, hoe vinniger kan hierdie verby wees. En ek wil vir jou bemoedig vanoggend. Ek wil jou regtig bemoedig dat jy die Here se nabyheid en sy guns net beleef in hierdie tyd. Dat jy sal beleef hoe die Here vir jou soos voorheen bonatuurlik dra deur hierdie tyd. En ja, soos Piet nou sê, ons bid vir verligting van hierdie slegte siekte, want die siekte is ook 'n realiteit. Soos wat die inperkings nou 'n realiteit is hierdie siekte 'n realiteit. Een van my vriende in Brakpan, eintlik 'n vorige kollega, een van my eerste kollegas, stuur hierdie week vir my 'n WhatsApp en probeer van my verduidelik die impak wat dit het op hulle as gemeente. En omdat ek het bedien daar vir 7 jaar, so 'n ou ken die mense, en hy stuur hierdie WhatsApp met hierdie lang boodskap van almal wat positief is en almal wat in die hospitaal is, en dan besef 'n ou dat dit is ernstige tye waarin ons leef. Nou, in hierdie ernstige tye is ons vanoggend besig en ons praat oor die avontuur van verhouding met God, om God te kan leer ken, om hom te kan beleef in ons lewens en om sy wil te kan doen vir vandag. En eintlik begin wil van God en begin hierdie nie by doen nie. Dis tog wat ons verkondig. Die punt is nie om te doen nie. God wil nie hê ons moet goedjies vir hom doen nie. God wil 'n liefdesverhouding met hom hê. En ek wil vanoggend begin deur net vir jou te vra, waar het jy al 'n openbaring van God se liefde in jou lewe gekry? Miskien wil jy in die kommentaar sê, miskien is daar 'n spesifieke teksgedeelte, 'n belewenis wat jy met God gehad het in die kerk, buite die kerk. Ek weet baie keer terwyl ek besig was om te sing, om te aanbid, het ek net hierdie bewustheid gekry van ek is absoluut geliefd by God en ek is absoluut aanvaar by God. Nou, een van die sinnetjies wat jy baie sal hoor, ek dink elkeen van ons het so sinnetjies wat herhaal en herhaal as ons praat oor God. Dan is my sinnetjie, God het 2000 jaar terug oor jou reeds besluit en hy het reeds besluit dat hy jou aanvaar. Hy het reeds besluit dat hy lief is vir jou, ongeag van wat jy doen en ongeag van hoe lief jy vir hom is hy ongelooflik lief vir jou en aanvaar hy jou vanoggend. Nou as ek in my persoonlike lewe bewus geraak het daarvan en net weer 'n openbaring daarvan gekry het dit altyd gelei na 'n plek waar ek sê, Here, en ek is so lief vir u en ek wil net by u wees en ek wil net u dien. En dit het weer gelei na 'n plek waar ek sê, Here, ek wil my lewe vir u gee. Ek wil my hele lewe vir u gee. En dis dan wat Johannes vir ons
praat oor om God se dienaar te wees, as ons sê ons wil ons lewe vir U gee. Johannes 12 vers 26 sê, iemand wat in my diens wil staan, moet my aanhou volg. En waar ek is, sal my dienaar ook wees. As iemand in my diens staan, sal die Vader aan hom eer betoon. So ons sien dat dit goed is vir hom, vir God, as iemand in sy diens staan, en dit beteken nie noodwendig 'n predikant word nie, maar dit beteken in ons dag tot dag lewe, in sy diens staan. Ons sien ook dat Jesus self uitgebeeld word as God die Vader se dienaar. En dan weet ons dat dit nie net beteken dat hy God se slaaf is en dat hy goed moet doen vir God nie, maar dat hy absoluut hom onderwerp aan God die Vader, aan sy wil. En ons sien dieselfde verhouding tussen die drie eenheid, dat hulle onderwerp aan mekaar, Vader, Seun en Gees, word gestuur deur die ander een, en word so as dienaars gereken. En dan sê Filippense vir ons, gee Filippense vir ons, en jy het vanoggend ook praat oor dienaar, geweet ek gaan hierdie gedeelte lees, Filippense 2 vers 5 tot 8, julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. En as ek hierdie lees vanoggend, dan sien ek dat dit 'n lewenslange reis is om te sê, Here, ek wil meer in afhanklikheid van U leer, meer van myself gee, meer van U, minder van my, konstant. En as ons Filippense 2 verder gaan lees, dan gaan dit selfs so oor medegelowiges, dat ons sê, dat ons medegelowiges hoër ag as onsself. En dis vir my so 'n belangrike beginsel om vandag te hoor. Die laaste gedeelte wat ek vanoggend met jou wil deel, kom uit Jeremia. En in Jeremia lees ons 'n interessante ding. Ons lees dat hoe ons God se dienaars is. Nou, as jy hoor dienaar, wat is die prentjie wat jy in jou gedagtes het? Nou, ek sou baie keer dink dat 'n dienaar is iemand wat luister na sy baas en by sy baas gaan hoor, okay baas, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dan gaan doen ek dit, voer ek opdragte uit. So, ek is eenvoudig, is die een vir wie ek 'n dienaar is, besig om opdragte te gee, en ek doen dit. Maar die Bybelse prentjie van dienaar is ietsie anders as dit. In die eerste plek het ons al geleer in die afgelope paar dae, dat God ons in staat stel om dit te kan doen, wat hy van ons vra. So, nie net sê hy vir ons gaan doen dit nie, maar hy gee vir ons die krag en die hulpbronne om dit te kan doen. Maar dit is selfs meer as dit, want dit is uiteindelik nie ons wat die werk doen nie, maar God wat deur ons werk. En hier is die prentjie wat Jeremia 18 gee. Die Here het weer vir Jeremia 'n boodskap gegee. Hy het gesê, gaan na die werkplek van die pottebakker, daar sal ek met jou praat. Ek het toe na die werkplek van die pottebakker gegaan en hom gekry, waar hy besig was om op die pottebakkerswiel te werk. Maar die pot waarmee hy besig was nie 'n sukses nie. Hy het toe die klei in mekaar gedruk en weer begin om 'n nuwe pot te vorm, soos hy dit wou hê. Die Here het toe vir my 'n boodskap gegee. Hy het gevra, o Israel, kan ek nie met julle net so maak soos die pottebakker met die klei maak nie? So, kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hande. Nou, as ek dit hoor, dan hoor ek ons is instrumente in God se hande. Nou as ek 'n koffiebeker maak, ek het nie vanoggend my koffiebeker by my nie, maar as ek 'n koffiebeker maak op 'n pottebakkerswiel, dan beteken dit niks tot daai koffiebeker nie in my hand is en ek iets doen met die koffiebeker nie. So, ek sou 'n koffiebeker kom maak en sê byvoorbeeld ek drink koffie uit hom uit, of ek bedien koffie met hom, of ek maak baie keer so met my koffiebekers dat ek dit vol water maak en my plante nat maak. En so is ons in die hande van die Here. Nie net vorm hy ons nie net vorm hy ons, het hy ons gevorm aan die kruis om heilig, rein en onberispelik voor hom te wees nie. Hy werk ook
deur ons. So dis net eenvoudig sy werk wat deur ons gedoen word. En elke keer lei dit ons terug na Johannes 12, wat sê dit lei ons terug na liefdesverhouding met God. Lei ons terug na naby aan Jesus leef. Lei ons terug na weer en weer deur hom bevestig word, weer en weer, nie by hom opdraggies kry nie, maar net naby hom wees, en dan gebeur dit, ek glo, die Engelse woord effortlessly, moeiteloos, dat hy deur ons werk. Ek sien Liana sê, ek ervaar God se liefde in vriendskappe en die medegelowiges rondom my. En Liana, ek kan ek so met jou vereenselwig vanoggend, as jy dit sê, dat as jy ervaar hoe ander lief is vir jou, beleef jy God se liefde vir jou ook. Ons is regtig geseën om medegelowiges te hê, en in hierdie tyd is dit soveel meer, né? Soveel meer het ons hierdie vriendskappe, het ons nodig om rondom ons te hê. Ek hoop dat jy vanoggend snap dat God 'n liefdesverhouding met jou wil hê. Ek hoop dat jy vanoggend snap dat God se liefde vir jou eerste kom. Hy wil jou nie as slaaf hê vanoggend nie. Jesus sê in dieselfde Johannes 'n bietjie later, ek noem julle nie meer slawe nie, maar ek noem julle my broers en my vriende. En dat ons so saam met hom in sy hande besig is om sy werk te doen. Ek bid vir jou in hierdie tyd. Ek bid ook vir jou as jy enigsins 'n nood beleef in hierdie tyd. As jy enigsins geaffekteer is deur vlak 4 en op enige vlak ondersteuning nodig het, kontak ons asseblief, laat weet ons daarvan, want ons wil in hierdie tyd kerk wees. Mag jy 'n absoluut geseënde dag hê.